Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Ons gaan aan met ons kort reeksie in ons pitstop oordenkings wat sê vra wat God vra. Laasweek het ons gekyk na Genesis 3 en die Here wat sê waar is julle? Vandag wil ons kyk na Matteus 16 vers 15 waar Jesus sê wie sê julle is ek? En hierdie is 'n baie belangrike vraag vir ons as disippels van Jesus om nie net te kan sê ek glo in Jesus nie, maar presies te kan sê wat glo jy van hom? Wat openbaar hy van homself aan ons, sodat ons die korrekte belydenis van hom het en hom volg, soos hy wil hê ons moet hom volg. Kom ons lees hierdie teks. Matteus 16 vers 13 tot 20 sê, toe Jesus in die gebied van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Dis nou Jesus. Hulle het geantwoord, sommige sê Johannes die Doper, ander Elia en ander weer Jeremia of een van die profete. Hy sê toe vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus antwoord hom, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader in die hemele. En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades sal dit nie oorweldig nie. Ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op die aarde toesluit, sal in die hemele toegesluit wees, en wat ook al jy op die aarde vrylaat, sal in die hemele vrygelaat wees. Daarop het hy die disippels beveel om vir niemand te vertel dat hy die Christus is nie. So wat sê Jesus in hierdie gedeelte vir ons? Dat ons die korrekte belydenis oor hom moet hê. As jy vandag gaan kyk na sosiale media profiele, dan is daar 'n baie groot deel van die wêreldse mense wat sê hulle is volgers van Jesus. Baie van daai mense wat Jesus wat hulle sê hulle volg, nie eers naastenby ken nie. Dit is baie belangrik vir ons om die Here te leer ken, soos ons groei in die geloof. Dis hy wat vir ons gered het, dis hy wat sy lewe gegee het, sodat ons nuwe lewe kan hê, en ons moet ook verheerlik deur te leef soos hy ons roep om te doen, en te bely soos hy ons roep om te doen. Hoe hierdie vraag beantwoord, Paul regtig alles. As jy Jesus net as 'n goeie leermeester sien, luister jy selektief, want dis nie al wat hy was nie. As jy hom net as 'n profeet sien, bewonder jy hom op 'n afstand. Maar as hy die Christus, die seun van die lewende God is, dan verander jou hele lewe, jou hele identiteit, en daarby saam jou loyaliteit en jou gehoorsaamheid en jou hele lewe. Want daar waar ons glo en bely hy is die seun van die lewende God, daar sterf ons saam met hom en ons staan saam met hom in 'n nuwe lewe op. Op die rots van die ware belydenis bou ons daarom ons lewe, en dis waartoe die Here ons lei in hierdie gedeelte. Jesus is die Christus, die seun van die lewende God, dis die kern van hierdie belydenis, en die Here sê hy bou sy kerk op hierdie belydenis. Ons gaan nou daarna kyk. Die Heilige Gees oortuig die disippels hiervan, dat die Here daar vir ons duidelik maak, is geen vraag nie. Hy sê, my Vader in die hemel het dit vir julle gegee, en dan weet ons ook dat die Here gee sy gees vir ons, en die gees oortuig ons van die waarheid van sy woord, van die waarheid van sy offer, en laat ons deel kry aan die wonderlike heerlikheid van die volmaakte verlossing in Jesus. So op die rots van die ware belydenis is waar ons lewens bou. Mens dink sommer dadelik aan 'n teks soos Psalm 127 wat sê as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs soek die wat daarin bou, of Jesus wat leer van die wyse man wat sy huis op die rots en die dwaase man wat sy huis op die sand gebou het, en dat daai huis op die rots deur die winde en die storms en alles nie weggespoel kon word nie. Op die rots van die ware belydenis van wie die Here is, moet ons ook ons lewens bou, om hom te verheerlik deur te bely presies wat hy vir ons leer van homself, en om te verheerlik deur daai heerlikheid bekend te maak. Die sleutels wat roep tot die verkondiging van die evangelie is ook wat die Here vir ons hier in leer. En die sleutels in die koninkryk is die verkondiging van die heilige evangelie, waardoor die koninkryk oopgesluit word. Dis ons roeping. Wanneer ons bely Jesus is die Christus, die seun van die ware God, en ons bou ons lewe op daardie belydenis, en ons lewe daardie belydenis uit, deur as waarlik disippels te lewe wat hom verheerlik in alles, wat ons self verloon en ons kruis opneem en hom volg, wat ons lewe vind in hom wat die ware God is, dan kan ons nie stil bly oor die waarheid van die Here nie, en moet ons dit ook gaan bedien, en daarom roep die Here ons en gee vir ons hierdie sleutel om die evangelie te gaan bedien oral waar ons kom, sodat
daar mense tot geloof kan kom deur die werk van die Heilige Gees saam met die woord van die Here en die koninkryk vir hulle oopgesluit word. Maar dan daarby saam ook die wat ons noem die kerklike tug. En tussen ons as gelowiges gebeur dit in vermaning en opsoek en probeer help en mekaar in die goeie gawes van ons geloof te laat deel. Maar daar waar iemand dan volhard en sy rug teen die Here draai, daar sluit hy eintlik ook die koninkryk toe. En daarom is ons roeping en moet ons dit so ernstig opneem om altyd bly te bedien en die lig van die evangelie uit te dra, sodat die koninkryk kan oop wees vir die mense van die Here en die Here daarin werklik verheerlik word. So waarop gaan jy jou huis bou of jou lewe bou? Bou dit op die rots van die ware belydenis van Jesus. Jesus sê ook vir jou, wie sê jy is ek? En dan bely ons deur die Heilige Gees en die wysheid wat die woord van die Here ons leer. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Die een wat ons lewens gered het, die een wat vir ons nuwe lewe gee, die een wat vir ons 'n plek in die koninkryk gee, wat vir ons intree as middelaar by die Vader, die een wat ons krag is, wat ons redding is, die koning, die heerser oor die hele wêreld. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg dat ons lewens op hierdie onwankelbare rots kan bou. En ons bid dat U sal gee dat ons waarlike ingesteldheid en 'n toegewydheid het om U al beter te leer ken, sodat ons belydenis van U ook 100% nasê wat U oor U self sê in U woord. En dat ons U daardeur verheerlik, deur ook al hoe meer in daardie belydenis oor te gee en te leef, soos U wil hê ons moet leef en ons roeping uit te leef tot die eer van U naam. Gee Here vir ons die krag en die wysheid om ook op die waarheid van U, ons lewens, ons gesinne, ons werke, ons huise, alles van ons te bou en ook U te verheerlik. Maar daarbey saam ook die wonderlike voorreg te kan geniet om sterk te staan op die fondasie wat nie wankel nie. Ons loof en ons prys U daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen.